Ek is seker, jy het al na 'n 2 jaar of 'n 3 jaar oue kind geluister en gehoor hoe hulle die hele tyd sê, hoekom? Dit is nie meer vir so 'n klein kind genoeg om te hoor dat dinge maar is soos wat dit is nie. Hulle wil altyd weet hoekom. En partykeer word ons as volwassenes moedeloos, as ons vir die soveelste keer daardie hoekom vraag hoor. Want geen antwoord wat ons gee is eintlik goed genoeg nie. Kleinkinders wil altyd die rede agter daardie antwoord hoor en die rede agter daardie antwoord en die rede agter die volgende antwoord. En so sal jy baie keer kleinkindertjies hoor sê, hoekom? En hoekom is dit so? Maar hoekom is dat so? Hoekom? En uiteindelik dink ek dit is nie net iets wat ons sê wanneer ons klein kindertjies is nie. Daardie hoekom vraag bly ons hele lewe lank saam met ons. Ons gebruik dit dalk nie tot vervelings toe nie, maar ons wil almal weet hoekom. Hoekom gebeur dinge soos wat dit gebeur? Wat is die motivering agter elke liewe ding in ons lewe? En ek het die laaste tyd ook 'n bietjie nagedink oor hoekom doen mense die dinge wat hulle doen? Wat motiveer mense uiteindelik om die dinge te doen wat hulle doen? Veral die goeie dinge wat hulle doen. In Lukas 16 word ryk mense so 'n bietjie onder die vergrootglas geplaas. In die eerste gedeelte van Lukas 16 hoor ons die bekende gelykenis van die oneerlike bestuurder. En in die tweede gedeelte van van Lukas 16 hoor ons die bekende verhaal van Lazarus en die ryk man. En hoe Lazarus 'n arm man was en hoe hy gebedel het en hoe hy die krummels van die tafel van die ryk man wou gehad het, maar hoe hy buite die hek gelos is en hoe die ryk man en Lazarus se rolle omgeruil het na die dood en hoe Lazarus opgehef is om by Abraham te wees en hoe die ryk man eintlik in Hades in die onderwêreld moes gaan leef. En uiteindelik wanneer 'n mens hierdie bekende verhaal van die ryk man en Lazarus lees, dan dink jy ook 'n bietjie na oor motivering, oor hoekom. Hoekom moes die ryk man aan Lazarus barmhartigheid bewys het? Is dit vir vrees vir die hiernamaals? Is dit vir vrees wat kan gebeur post-mortem wanneer hy uiteindelik oorlede is en wanneer Lazarus oorlede is? Is dit uit vrees uit dat hy en Lazarus se posisies omgeruil kan word? Ja, ons weet baie goed dat Jesus lief was om stories te vertel en stellings te maak waar die bestaande waarheid totaal en al op sy kop gekeer word. Waar die bestaande stelling totaal en al op sy kop gekeer word. En dit is wat Jesus ook met die ryk man en Lazarus se storie doen. Maar is dit goed genoeg motivering om goeie dinge te doen aan ander mense, omdat jy bang is vir dit wat na jou dood vir jou gaan voorlê? Ek wonder of is dit werklike barmhartigheid? Is barmhartigheid altyd maar iets wat ons doen uit vrees uit? Of is barmhartigheid iets wat ons doen omdat ons binneste geroer word? Omdat ons hier en nou die leed voor ons raak sien en ietsie daaroor wil doen? Of doen ons barmhartigheid omdat ons godsdienstige vrees het? Ons is bang wat die Here van ons gaan dink as ons nie barmhartigheid betoon nie. Uiteindelik dink ek die Here roep ons om werklike barmhartigheid uit te leef. Nie uit vrees uit vir dit wat na die dood met ons gaan gebeur nie, en ook nie uit vrees uit vir die Here nie, maar omdat ons nood voor ons oë sien en omdat dit ons binnestes laat beweeg, soos wat Jesus dit altyd oor Jesus beskryf word. Hy het gesplag nie so, maar hy sy binneste, sy ingewande het gedraai. Mag ek en jy, wanneer ons die goeie doen, dit doen omdat ons ingewande gedraai het en omdat ons werklike verskil wil maak in iemand se lewe. Hemelvader, baie dankie dat U 'n liefdevolle God is. Dankie dat U eerste na ons toe 'n hand van barmhartigheid en liefde uitgereik het. Vader, help ons om ook die goeie te doen wat ons graag wil doen, nie omdat ons bang is nie, of ook nie omdat daar enige godsdienstige rede daar agter noodwendig is, waar ons vir U bang is vir nagevolge nie, Vader. Help ons om dit te doen omdat U vir ons lief is, en omdat ons die nood in ander se lewens raak sien. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag 'n tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.